Ink skryf in Afrikaans www.ink.org.za Oktober 2025 Kort verhaal wenner. Jean Drey uit die pen van Henny de Tooy. Jean Drey pak die laaste paar stukkies van sy aardste besittings in 'n tas wat hy by die kinderhuis gekry het. Ook die toksak het hy by die kinderhuis gekry. Dan plaas hy al sy bagasie op sy bed, voor hy al die kantoorpersoneel, wat hy die afgelope 6 jaar baie goed deurken het, gaan groet. Die volgende op sy lys is die terreinwerkers en almal wat daarvoor verantwoordelik was, dat dinge op die terrein seepglad verloop het. Toe hy daarmee klaar is, wag hy vir sy huismaats om van die skool af te kom. Hulle is die laaste wat hy moet groet. Hy was nie vandag saam met hulle skool toe nie, maar hof toe. Jean Drey verlaat die kinderhuis. Vir altyd. Dit is die hof wat vanoggend besluit het, na sy pleegouers toe, vir 'n hoopvolle nuwe toekoms. Nooit hoef hy weer die aaklige plek terug te keer nie. Nooit hoef hy weer in hierdie onpersoonlike kamer te slaap nie. Vir net effens meer as 6 jaar was die kinderhuis sy huis, en al was hy tog in 'n mate gelukkig daar, het hy dit nooit as sy tuiste beskou nie. Ouers ken hy nie, want sy pa het hom en sy ma verlaat toe hy nog baie klein was. En sy ma het daarna aan drank oorgegee, totdat die welsyn noodgedwonge ingegryp het en die hof besluit het dat die kinderhuisplasing sy beste belang sou dien. Vir Jean Drey het dit gevoel soos die einde. Hy het sy graad 3 jaar by die kinderhuis begin en sy laerskoolloopbaan daar voltooi. Die eerste kwartaal van sy hoërskoolloopbaan is ook nou verby. Al sluit die skool eers oor 2 dae. Sy eksamen is afgehandel en die hofdatum is daarvolgens bepaal. Al is hy opgewonde en dankbaar, voel hy tog ook mate van hartseer en heimwee. Hy gaan sy maats mis. Hy gaan sy tannie mis, want sy het hom altyd spesiaal laat voel. Maar daar is ook die wat hy nooit gaan mis nie. Die boelies, die wat sy goed gesteel het, die wat hom by hulle moeilikheid probeer insleep het en vals beskuldig het. Daarom, toe oom Karel en tannie Sybel, wat in die tussentyd in sy woordeskat en belewenis ma en pa geword het, by die kinderhuis opdaag om hom op te laai, verlaat hy die terrein met 'n traan in sy oog. Die werklikheid het skielik oorweldigend geword. Ook Sybel en Karel slaak 'n sug van verligting. Die proses van pleegplasing het amper 2 jaar geneem. Vorms, evaluasies, besoeke en dies meer. Aanvanklik sowat 4 jaar gelede het hulle net naweek en vakansieouers geword. Hulle wou vir een spesiale kind 'n naweek tuis te bied. En daar is op Jean Drey besluit. Baie gou het die seën in hulle harte ingekruip en het hulle tot die besef gekom dat hulle meer as net vakansieouers vir hom wou wees. Hulle het al plan met die kinderhuis en Jean Drey bespreek. Hy was dadelik inskikkelik en die proses van pleegplasing is begin. Op 'n stadium het dit begin lyk asof dit nie meer gaan gebeur nie. Maar hulle het deurgedruk en baklei tot die bitter einde. En vandag word Jean Drey amptelik hulle seun. Nooit meer
hoef hulle hierdie pad te ry nie. Karel en Sybel kon nooit kinders van hulle eie hê nie. Vir Sybel was dit amper 'n doodsvonnis. Dis seker die ergste pyn wat 'n vrou kan beleef. Die pyn, die onvermoë en die absolute magteloosheid waarmee hierdie tyding aangehoor moes word. Daarom is die realisering van hierdie pleegplasing vir hulle amper meer die verwesenliking van 'n droom as vir Jandrey. En daarom is geen opoffering vir hulle te veel nie. Die vreugde om volwaardig ouers te mag wees, om elk aand hul seun te mag nag sê en elke oggend wakker te maak, om saam baie te doen. Al ken Jandrey sy nuwe ma en pa se huis, soos die palm van sy hand, en al is daar alles in oorvloed, beleef hy die eerste dag nie soos hy verwag het nie. Dis amper asof hy 'n mate van skuldigheid beleef. Hy mag beweeg waar hy wil, sonder om vir alles toestemming hoef te vra. Die inhoud van die yskas is tot sy beskikking, sonder dat hy skuldig hoef te voel. Die reëls van badtyd, etenstyd en pligte doen hy nou totaal verander, en hy kan met vrymoedigheid sy toiletware in die badkamer los. Hy word selfs toegelaat om te help met kos maak en selfs om te besluit wat op die spyskaart moet wees. Iets wat in die kinderhuis taboe was. Hy hoef ook nie enige van sy goed in sy kamer toe te sluit nie. En hy kan die hele dag met baby die boerboel speel. By die kinderhuis moes hulle middag al 5:30 in die huis wees. Maar hier kan hy tot laat buite speel. En die belangrikste van alles, hy kan in privaatheid die badkamer gebruik. In die kinderhuis moes hy tussen storttyd die badkamer met 3 ander seuns deel. Dit neem Jandrey feitelik 'n hele week om aan die nuutgevonde vryheid gewoon te raak. Die wete dat hy nooit weer hoef terug te keer nie. Die privaatheid en ruimte doen aan hom wondere. Ook vir Karel en Sybel is daar meer kalmte en rustigheid. Daardie spesiale reëlings wat gemaak moes word, elke keer as hy vir 'n naweek of vakansie uitgeneem is. Spesiale toestemmings en goedkeurings wat nie altyd betyds opgedaag het nie. En soms ure se sit in die verkeer om seker te maak dat hy na sy kuier weer betyds by die kinderhuis opdaag. Daardie dae wat een van hulle verlof moes insit om hom te kan gaan haal of terug te neem. Gelukkig is dit nou iets van die verlede. Die eerste 2 weke van Jandrey se vryheid is agter die rug. En so ook die eerste week van die nuwe skoolkwartaal by die nuwe skool. Dit het goed gegaan met sy aanpassing. Maar aan die begin van die 2 skoolweke kla Jandrey van hoofpyn. Hoofpyn wat ten spyte van medikasie nie weggaan nie, maar vererger. Sybel skryf dit toe aan die verandering in omstandighede en stel hom gerus. Nuwe skool, nuwe onderwysers, nuwe uitdagings. Sy verseker hom dit is normaal om so te voel. Maar 3 dae later en 'n hele houertjie penades verder is die hoofpyn steeds daar.
amper erger as met dag 1. En Sibyl maak vir hom 'n doktersafspraak. Aanvanklik word sterker pille voorgeskryf. Maar toe dit ook nie die gewenste reaksie het nie, word Jean-Ray vir verdere mediese toetse gestuur. En skielik word dit wat bedoel is om 'n gelukkige toekoms vir hierdie nuwe gesin te wees, 'n grootste nagmerrie. Want die toetse wys 'n gewas in Jean-Ray se brein. Verdere toetse bevestig dat die gewas kwaadaardig is. Die gesin verwerk hierdie nuus met gemengde gevoelens. Jean-Ray se verwagtinge en opgewondenheid oor sy nuwe ouers, die vreugde van die uiteindelike pleegplasing, die vooruitsig van 'n nuwe rolverdeling van ouerskap en die hoop op 'n beter lewe. Nou het hierdie opgewondenheid egter plek gemaak vir teleurstelling, hartseer en vrees. Weer is daar die magteloosheid, so Sibyl beleef het toe sy die eerste maal vrede moes maak met haar infertiliteit. 7 maande later ry Karel en Sibyl weer deur die kinderhuis se hek. Die hek waardeur hulle 'n paar maande tevore met soveel hoop en verwagting gery het. Die atmosfeer is somber. Die omstandighede is anders. Daar is hartseer in plaas van blydskap. Teleurstelling in plaas van hoop. Mislukking in plaas van triomf. Nie om finaal uit te neem nie, maar om finaal afskeid te neem. Die diens word by die kinderhuis waargeneem. Die plek wat vir jare Jean-Ray se huis was. Die plek waarvan hy so graag wil wegkom. Die plek waar baie van sy vriende was. En Sibyl leer dat daar 'n pyn erger as kinderloosheid is. Die pyn om jou kind aan die doderyk af te staan. Voorgelees en saamgestel deur Christa Diedriks.